Goeiedag, ek is Gerard van die Kerk, saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag lees ons Genesis 13 en ons lees van Abraham en Lot se terugkeer uit Egipte na Kanaan. Albei het baie vee en besittings, wat spanning veroorsaak tussen hulle herders. Abraham kies vrede bo konflik en gee vir Lot die eerste keuse van grond. Lot kies natuurlik die vrugbare Jordaanvlakte naby Sodom, terwyl Abraham in Kanaan agterbly. Die Here bevestig daarna dan weer sy belofte aan Abraham en brei dit uit. Ons leer hier dat God se seën nie verkry word deur selfsug of stryd nie, maar deur geloof, nederigheid en vertroue in sy beloftes. Ek wil graag 'n paar enkele gedagtes met jou deel aangaande die teksgedeelte. Oorsigtelik wil ek graag met jou deel uit die Bybel in praktyk, wat daar geskryf staan. Abraham en Lot skei. In Egipte het Abraham se gebrek aan vertroue in God se beloftes gelei tot 'n selfgesentreerdheid en 'n bereidheid om selfs sy vrou op te offer ter wille van eie veiligheid en ekonomiese voorspoed. Hierdie keer is dit egter Abraham se vertroue, oftewel sy geloof, wat hom welwillend en gulhartig teenoor Lot stem, sodat hy afstand doen van sy regte en die waagstuk aangaan om Lot die keuse te gee om te kies. Dit illustreer hoe dat geloofsvertroue 'n totaal ander gesindheid skep en 'n nuwe lewensuitkyk meebring, selfs op materiële dinge. Hiervoor gee God vir Abraham erkenning deur die beloftes van nageslag en land in nog meer besonderhede as voorheen te herhaal, soos ons dan kan sien in verse 14 tot 17. Nou, 'n paar losgedagtes dan wat ek hieruit neem. Ek sien eerstens in verse 8 tot 9 iets van dat vrede belangriker is as persoonlike voordeel. Omdat die twee manne baie vee gehad het, was daar spanning tussen hulle herders. Abraham wys met grootmoedigheid dat hulle moet skei en sodoende konflik vermy. Abraham verkies hier vrede bo sy reg as die ouer persoon en natuurlik bo die feit dat hy die erfgenaam van God se belofte is. Dit laat my dink aan Matteus 5 vers 9 waar Jesus gesê het, geseënd is die vredemakers. In verse 10 tot 13 kry ek die gedagte dat keuses wat net op sigbare voordeel gebaseer is, lei tot geestelike verlies en kan tot geestelike verlies lei. Lot kyk met sy oë in die fisiese. Hy kyk na die weelige vrugbare land van Sodom, terwyl Abraham in die land van Kanaan bly. Sien iets van geloof teen gemak. Abraham wat in geloof optree, Lot wat kies vir die onmiddellike voordeel, terwyl Abraham vertrou op God se belofte. Lot kyk na wat goed lyk, nie na wat God behaag nie. En dit laat my dink aan 1 Timoteus 6, vers 6 tot 9, waar ons gewaarsku word teen liefde vir materiële dinge. In verse 14 tot 7 sien ons dat God se beloftes nie afhang van die omstandighede nie. Abraham is nou in Kanaan, die sogenaamde swakker gedeelte, maar na Abraham se nederige keuse bevestig God sy belofte sterker as ooit tevore. En dit gee my hoop, want ware geloof vertrou God vir die toekoms. Abraham het geglo dat God vir hom sal voorsien, selfs al kry hy nie die beste grond nie. En ons sien dit ook in Hebreërs 11 vers 8 tot 10, dat Abraham se geloof en hoop was op God se belofte. Maar vir Lot weet ons ook later in Genesis gaan ons lees dat sy keuse het om naby aan Sodom gebring en nabyheid aan sonde het gevolge. Lot se keuse het hom nader gebring aan 'n plek van groot goddeloosheid en ons sal vorentoe lees wat die gevolge daarvan was. Kom ons oorweeg bidend vandag, saam, en vra die Heilige Gees, kies ek en jy vrede en liefde bo konflik in ons verhoudings, selfs wanneer ek en jy sogenaamd die reg aan ons kant het, of vertrou ons dat God ons sal seën op sy tyd en sy manier, selfs al moet ek terugstaan vir wat ek dink nou eerder vir my beter sou wees. Tweedens,
Neem ek en jy besluite net op grond van wat winsgewend of aantreklik lyk? Of vra ons eerder wat God se wil is en ons bou ons lewe dan rondom God se beloftes en nie op dit wat ons in die fisiese sigbaar sien nie? Onthou Spreuke 14 vers 12, 'n weg wat reg lyk, maar tot die dood kan lei. En dan die laaste vraag waaroor ek dink ons moet bid vandag. Is ek en jy waaksaam en versigtig vir kompromieë wat ons nader aan sonde bring, al lyk dit aanvanklik onskuldig? Ek bid Psalm 37 vers 5 vir jou en my. Laat ons lewens aan die Here oorlaat. Kom ons vertrou ons lewens weg opnuut toe aan God en leef soos sy Heilige Gees ons lei tot sy eer. Groete en seënwense vir jou dag.